Goeiedag kykers, dankie dat jy weer inskakel en kyk na ons program Godsdienst en die Koerante. Ek wens jy kon 'n bietjie saamgesels, maar dankie vir diegene wat terugvoer gee en kommentaar lewer oor ons uitsendings. Dit is altyd baie bemoedigend om terugvoer te kry. Ons saai uit op die TV-stasie Homebase TV hier uit die Kaap uit, wat 24 ure 'n dag uitsaai. Jy kan dit kry deur streaming, jy tik dit in homebasetv.org en dan kan jy al die programme sien daarso. En vandag met hierdie koelerige weer het ons hierso weer eens vir Regard, ek sien jy nog steeds aangetrek, hierso warm aangetrek. Ja, jong, maar ek is nie gemaak vir die winter nie. Nou waarvoor is jy gemaak? Vir die somer om. Wel. Kom ons van die Noord-Kaap af en daar is mos nooit winter nie. Alle dinge waar jy is in die Noord-Kaap. Waar ons was, die miskien so 5 dae van die week, van die jaar het jy winter. Die res voel soos lente en dan die res is somer. Soos jy suffer my so in die Kaap, soos nou sê. Ja, ek het in depressie gegaan met al hierdie reën oom, toe ons nou toe trek. Ek begin nou 'n bietjie gewoond raak, maar ja, wat? Waar begin ons vandag oom? Jong, ek het nou gehad 'n interessante tyd. Jy weet, een van die dinge wat ek miskien wou word toe ek jonger was, daar so baie dinge wat ek wou word. Ek dink deesdae ek moes eintlik 'n apologeet geword het, 'n apologeet vir die Christelike geloof. Sure. Een van dinge, maar ek het oorweeg toe ek jong was om 'n prokureur en advokaat te word. Regtig? Ja. Ek dink oom sou dit goed gedoen het. Ja, nee, definitief, ek sou goed gedoen het. Ek het ook daaraan gedink oom. Is dit? Ja. En nou sit ons hier by mekaar. Ja, mense het altyd by gesê, nee, jy moet gaan swat vir prokureur. Ja, en ek is bly jy toe nou, dis 'n beter werk hierdie, waar jy die werk van die Here Ek dink al die papierwerk sou my mal gemaak het oom. Dit is so. Die ding is, jy sien altyd, jy kyk na 'n werk en dink jy sien 'n sekere gedeelte. Dis 'n lekker gedeelte. Jy sien die lekker gedeelte, ja. maar dan die papierwerk, want ek is nie goed met papierwerk. Ja, baie. Ja, so. Nee. Nou ek was by die hofsaak, en baie interessante hofsaak, dis nou die hofsaak van die NG Kerk, wat nou al meer as 2 jaar sloer. Sure. En dis nou die hofsaak tussen hierdie dominee Marius Coetzee en die NG Kerk Ring en die Wes-Kaapse Synode en die Algemene Synode, en hy is lank al geskors en sovoorts, maar en toe, jy kan nie glo nie, kyk eens op, toe die hof gesê, die kerk het fouteer, en daar staan, hof beveel NG Kerk, gee dominee sy kansel terug, en hof sê toe, nee, julle is allemaal verkeerd, die Algemene Synode het fouteer, en die Wes-Kaapse Synode het fouteer, en die appel liggame het fouteer, en die tugkomitee van Nysna het fouteer, allemaal het fouteer daar, en hierso staan het, en die regter het daar gesê, dis jammer dat die instelling wat versoening, vergifnis en herstel preek, nie harder probeer het, voordat hulle 'n dominee in die pad gesteek het nie. Maar die regter het later gesê, dis baie duidelik, al die NG Kerk vlakke wou hom in die pad steek en hom wegkry die pad uit. Dit was die doel van die begin af. Dit was die doel van die begin af. En ons gaan net nou kom en dit daar baie duidelik sien. Ja, en kyk hierso, hulle het toe foto's geneem, daar is 'n foto, waar ek en dominee Marius Coetzee net voor die hofsaak. So oom was daar gewees? Ja, ek het 2 van die, daar was 4 hofsaake gewees, 4 datums oor die 2 jaar. Ek het die laaste 2 jaar bygewoon. En kyk, hier is nou 'n foto, daar is 6 van ons, heel links is dominee Gerard Mane. Hy het daar die boek geskryf, die kerk met die verkeerde baas. Ja. En ek wil kykers sê, hier is 'n boek wat julle almal moet lees. Jy kan hier by ons koop, of ons kan vir julle stuur 'n e-kopie gratis, maar lees die boek, dit is baie, baie belangrik, as jy belangstel in die waarheid, en al die dwaalleringe aan die NG Kerk, wat nou daar plaasvind. En daar langsom is dominee Reinier Nel. Jy sal onthou, hy het ook in hierdie selfde studieopnames gemaak, en sy verhaal vertel. Daar is nou nog 'n hangende hofsaak teen hom. Hy is ook geskort, sy amptsbevoegdheid is ook weggeneem,
En hulle het sommer gesê, die hele gemeente moet die kerk ontruim. Sjoe. Nou die kerkgebou is in die gemeente se naam, maar nou moet hulle dit ontruim. Dus daar is nou nog hofsaake wat kom. Kan jy dit glo? Ja, jy kan nie glo die dinge nie. Dit is, jy weet, hulle sê mos, ja, truth is stranger than fiction. Kan nie glo nie. En daar langsom, daar is dominee Marius Coetzee, en langsom is sy mooi vroukie, Manet Coetzee, en daar staan ek, en langs my, daar is Piers. Ja, nou kom ons kyk, jy weet, hierso is nou 'n interessante berig, wat in rapport verskyn het en deur die godsdienstverslaggewer Johan Eybers geskryf is. En daar is die opskrif, nee, Hof beveel NG Kerk, gee dominee sy kansel terug. En onmiddellik is het 'n hofbevel gemaak, onmiddellik is hy weer 'n dominee. Regtig. Hulle praat met van 'n meneer, daarna sy in al die korrespondensie, meneer Marius Coetzee. Nou moet die skrywers weer verander na dominee Marius Coetzee daar. Ja, jy kan nie glo nie. Er staan hier so, hy skryf, hy sê, dis jammer dat die instelling wat op die beginsels van versoening, vergifnis en herstel gegrond is, nie harder probeer het om sy geskil met 'n dominee op te los, voordat hy in die pad gesteek is nie. Dit is nou wat die regter daar gesê het. So het waarnemende regter Michelle Lou, die afgelope week in die Hooggeregshof in die Wes-Kaap, hier so in Kaapstad, gesê toe sy besluit het dat 'n NG-predikant van die Suid-Kaap in sy ampt herstel moet word. Lou het beslis die tugproses teen dominee Marius Coetzee van die gemeente Karatra Sedgefield was wesentlik gebrekkig, omdat die beginsels van natuurlike geregtigheid en die vereistes van die NG Kerk se eie kerkorde nie nagekom is nie. So hulle eie orde is nie nagekom. Hulle het hulle eie orde gevolg nie. Sjoe. En hierdie dominee Marius het vir hulle herhaaldelik so gesê in al sy skrywes, net geïgnoreer van die tafel afgevee, wie is hy? Ons is die baas, ons is die gesag. Hy moet stil bly. Die kerk se besluit om Coetzee se legitimasie as predikant op te skort is tersyde gestel. Stop die show, hy is nou weer 'n dominee daarso so. Coetzee is op 24 Mei 2024 deur die ringtugliggaam van die ring van Knysna skuldig bevind aan skeermakery en oneerlikheid. 2 latere appelbesluite wat Coetzee se skuldig bevinding en die legitimasie bekragtig het, is ook deur Lou tersyde gestel. Sy het gelas dat die klagtes teen Coetzee van vooraf deur 'n nuut saamgestelde ringtugliggaam ondersoek moet word. So nou moet hulle maar weer van vooraf begin. Ja. Want hulle het die verkeerde orde, hulle het nie die orde nagekom. Nie hulle eie reëls gevolg nie. Die uitspraak beteken dus nie dat die hof Coetzee op die onderliggende klagte onskuldig bevind het nie. Dit beteken wel dat die vorige tugbevindinge, sanksies en appelbesluite nie meer staan nie. Dus nie meer geldig het. Ja. Die hoofklag teen Coetzee was dat hy hom aan skeermakery skuldig gemaak het deur verdeeldheid in die gemeente en die breër kerk te veroorsaak. Die saak spruit uit die Karatra Sedgefield Kerkraad se besluit om die gemeente se bande met die ring van Knysna, die synode van die Wes-Kaapland en die algemene synode op te skort. Lou het in haar uitspraak gesê die kernvraag was of die tugverrigtinge so prosedureel onregmatig en wesentlik onbillik was dat die hof moes ingryp. Ja. Procedureel onreëlmatig en wesentlik onbillik. Dit was die vraag vir die hof daar so. Dan gaan jy burg aan en sê, Coetzee destyds in Mei 2024 kennis gekry dat die tugverhoor oor 6 dae sou begin. Hoewel dit op die oog af 8 dae kennisgewing was, sou die ondersteunende dokumente eers die Vrydagmiddag voor die verhoor beskikbaar gestel word. Dit het hom volgens die hof in die praktyk net meer as 1,5 werkdae gegee om hom voor te berei op ernstige klagtes wat sy loopbaan kon beëindig. Coetzee het reeds op Dinsdag 21 Mei
uitstel van minstens 14 dae versoek. Hy het verduidelik dat dit Pinkstertyd was, een van die besigste tydperke op die kerkkalender, en dat sy verpligting aan die gemeente sy teenwoordigheid vereis het. Die kerkraad het sy versoek ondersteun. Dit baie belangrik. Kerke sê nee, jy is te besig, jy kan nie so groot ding nou aanpak nie, vra vir 'n paar dae uitstel daar, né? Volgens Lou het Coetzee nie geweier om aan die tugproses deel te neem nie. Hy het bloot 'n redelike geleentheid gevra om hom behoorlik voor te berei. Sy versoek is so muur van die hand gewys en die tugverhoor het in sy afwesigheid voortgegaan. Ja, waarom geen genade toon nie, geen geleentheid, niks. Hy moes nou van die aarde afgevee word, sommer gou en onmiddellik. Die hof het ook bevind dat Coetzee gevra is om 'n lys getuies voor te lê voordat hy die name van die klaers, die oorspronklike klagtes of voldoende inligting oor die samestelling van die tugliggaam ontvang het. Daar is boonop ernstige probleme met die samestelling van die ringtugliggaam. Die NG Kerk se respondente het aangevoer dat Dominee Douglas Stanley bloot as skriba opgetree het en nie 'n lid van die tugliggaam was nie. Volgens Lou sou dit egter beteken dat die liggaam net 4 lede gehad het, terwyl die kerkorde minstens 5 vereis. Indien Stanley wel 'n lid was, het vrae oor sy onafhanklikheid en onpartydigheid ontstaan, omdat Coetzee beswaar teen sy betrokkenheid gemaak het. Volgens enige van die 2 weergawes was die samestelling van die tugliggaam wesentlik problematies, het Lou bevind. 6 getuies het in Coetzee se afwesigheid getuig, maar geen opnames of transkripsies is aan hom beskikbaar gestel nie. Hy het slegs kort aantekeninge en 'n opsomming ontvang. En dis ook nie reg nie. Nee, hy weet nie eintlik wat hulle sê nie, en hy het ook nie eintlik die name gegee, wie lê die klagtes daar teen hom nie, né? Maar die samestelling is basies verkeerd, volgens hulle eie kerkorde se reëls, né? Dan gaan die brug aan en sê, dit het beteken dat hy nie die getuienis kon konfronteer, hul getuienis kon toets of behoorlike appelle kon voer nie. Lou het verder daarop gewys dat nog Coetzee se werkgewer, die kerkraad, nog die gemeente gevra is om getuienis te lewer. En hierdie was 'n baie interessante punt, dat die kerkraad, wat hom in diens het, is heeltemal geïgnoreer in die hele proses. Ek kon dit nie glo nie. Dit is 'n groot probleem, hè? Ja, dit is 'n groot probleem, nee. Hulle was as irrelevant beskou. Dit was volgens haar vreemd, omdat die kerkraad by uitstek in 'n posisie was om sy gedrag en die feite waarop klagtes gegrond was, te beoordeel. Ja, korrek, né? Gaan vind uit by sy werkgewer, die kerkraad, wat gaan kry daar inligting. Die hof het ook kritiek uitgespreek, omdat geen betekenisvolle poging aangewend is om die geskil deur bemiddeling, versoening of herderlike betrokkenheid op te los, voordat die tugproses begin het nie. So daar was nie eintlik ordentlike ondersoek. Want kyk, daar moes nou 'n klagte ingelê teen hom, né? Ja. Nou moes hulle gaan kyk, is hierdie geldige klagte? Ja. Is dit eintlik so, of is dit nie maar iemand wat jy hou van hom? Ja. So hulle moes gaan ondersoek instel het. Ja. Maar is daar bewyse dat hulle ondersoek gedoen het? Dat hulle eintlik gegaan het om seker te maak en uit te vind wat gaan eintlik aan, verstaan? Nou, net gehoor, 'n opname en van my opsomming gegee, en sê dit is die probleem. Hy kon nie vra nie, en in elke gemeente is altyd 'n paar wat bietjie dwaas en nie van die dominee hou nie. Ja. Soos jy moet baie pas op, jy moet jou feite baie korrek, as jy nou sommer 'n dominee wil skors en delegitimeer en sy legitimasie onttrek, né? Dominee Henry Joubert, predikant van Gansbaai en aktuaris van die Synode van Wes-Kaap, het namens die moderatuur gesê, die hof het Coetzee se aansoek op prosedurele gronde toegestaan. Volgens Joubert moet die klagtes nou opnuut deur 'n nuwe ringtugliggaam ondersoek word. Dominee Ann Libbe, moderator van die NG Kerk, sê by navraag die dagbestuur van die Algemene Synodes in Moderamen vergader later in Junie en sal dan, wanneer die volledige uitspraak en beredening van die regter ontvang het, sowel as advies van die Algemene Taakspan regte, die aangeleentheid bespreek, in soverre dit op die NG Kerk in die algemeen van toepassing is. Herman van Rensburg,
Coetzee, sy regterverteenwoordiger, het gesê, sy kliënt beskou die uitspraak as 'n waterskeiding en as bevestiging dat daar 'n 3-ledige verhouding tussen die predikant, die kerkraad en die NG Kerk bestaan. Nou is 'n baie belangrike punt. Ja, Jy kan nie die een net een kant toe skuif nie, soos hulle kan nie direk nou die predikant aanvat en nie ook die kerkraad in gedagte hou. ja, en betrek nie, hulle moet hom betrek, want ja. die een kan nie, is nie onafhanklik van die ander. Nee, So, nee. ja, dis problematies. Ja, is 'n waterskeiding. Daar gaan nog baie na hierdie hofuitslag verwys word in ander hofsaake en dinge, né? Hierdie het definitief nou 'n presedent gestel. Presies. En nou gaan die synodes en al hierdie mense, die ringe, hulle gaan nou moet mooi kyk wat hulle doen, want hierdie het nou presedent gestel, so as hulle enigstens verkeerd hier optree, dan gaan dit baie maklik wees, Baie maklik, dis reg. omdat hierdie nou klaar Ja, 'n goeie bewys is van wat is wat. Presies, ja. Ai. Dan gaan ander sê, dit beteken dat indien die kerk 'n ondersoek teen 'n predikant wil instel, hy die kerkraad as die predikant se werkgewer sal moet betrek. Ja, dit is eintlik vanselfsprekend. In Coetzee se geval sou die kerkraad se insette, wat die 90% gemeentelede verteenwoordig wat Coetzee vertrou en hom in diens wil hou, belangrik wees. Veral voor die tuigliggaam hom skuldig bevind aan skeurmakery. Van Rensburg sê ingevolge die hofuitspraak sal die feite eers behoorlik oorweeg moet word voordat daar besluit geneem kan word om Coetzee weer aan te kla. Die ring van Knysna, sy tuigliggaam, die synode van Wes-Kaapland en sy appelliggaam, die algemene synode en sy appelliggaam, die algemene synode Moderamen en die ATR is gelas om Coetzee se regskoste gesamentlik en afsonderlik te betaal. Tjie. En daardie beloop miljoen, hulle skat 3 miljoen, 3.2 miljoen, party praat van 5 miljoen, maar definitief miljoene. Daar was 2 advokate gewees. Hierdie Herman van Rensburg is so groot, sterk man, né? Hy was die prokureur en dan gee hy instruksie vir advokaat, 'n senior advokaat en 'n junior advokaat. En almal van hulle moet betaal word, ja. Ja. Ai, baie interessant. Dit is nou die Kenona Synode, die nuusbrief. Daar is die prentjie. Ons sien die hofsamer, né? Ja, Die die regter- hofsaam en die weeg. Jy word geweeg. Wat is reg, wat is verkeerd daar? Baie mooi prentjie. Die Dominic Coetzee hofsaak, hofstel tugbesluite tersyde. Dan sê in hierdie nuusbrief is Dominee Niels de Jager gevra om sy indrukke op skrif te stel oor die uitspraak wat op 2 Junie 2026 gelewer is in die hofsaak. Die volgende is sy woorde. Dominee Coetzee en die kerkraad van die NG gemeente Karatara, Sedgefield en die NG ring van Knysna, die synode van die NG Kerk Wes-Kaapland, die tuigliggaam van die algemene synode van die NG Kerk en andere. Waaroor gaan die hofsaak? Dominee Marius Coetzee van die gemeente Karatara, Sedgefield is op 20 Mei 2024 deur die NG ring van Knysna in kennis gestel dat 'n tugverhoor op 28 Mei 2024 teen hom sou plaasvind. Die aanklagte teen hom was skeermakery en oneerlikheid. 'n Klein groepie lidmate, 32 uit 700, oftewel 4.6% van die Karatara Sedgefield gemeente het ongemak ervaar met die wyse waarop Dominee Coetzee hulle hanteer het. Die tuigliggaam van die NG ring van Knysna het ook aangedui dat Dominee Coetzee op 23 Mei 2024 in sy ampt geskort sou word. Dominee Coetzee het beswaar gemaak teen die kort kennisgewing. Dit was Pinkstertyd en die kerkraad van die Karatara Sedgefield gemeente het van hom verwag om sy normale pligte na te kom. Die kerkraad het selfs op geen stadium gevoel dat 'n tugverhoor nodig was nie. Die ring se tugliggaam van die ring van Knysna het egter uitstel van hierdie verhoor geweier en besluit om in sy afwesigheid met die tugverhoor teen Dominee Coetzee voort te gaan. Die regter het hierdie besluit van die ring se tugliggaam in die uitspraak van 2 Junie 2026 beskryf as geen uitstel word gegee nie. Deal with it. Dis nogals erg, nee? Ja, natuurlijk, ja. En die gemeentekerker sê, nee, hy is nou besig hierso met Pinksterdienste. Ja. In die middel van Pinksterdienste. Jy kan ons nie honderde mense
jy weet, sê nie, julle moet nou maar net almal net stil staan en wag, want jy weet, dis die datum wat ons gekies het. Die liggaam kon nie worry nie, kon net nie worry nie. Gaan dit aan en sê, in sy afwesigheid is Dominee Coetzee skuldig bevind en gedelegitimeer. Dit is die swaarste moontlike sanksie wat teen 'n diensdoenende predikant opgelê kan word. Dominee Coetzee het appel aangeteken teen sy skuldig bevindings. Hierdie appel is eers deur die appelliggaam van die Sinode van Wes-Kaapland aangehoor, wat die appel verwerp het. Daarna het Dominee Coetzee na die appelliggaam van die Algemene Sinode geappeleer. In 'n skrywe gedateer 27 Desember 2024 het die tugliggaam van die Algemene Sinode Dominee Coetzee se appel in sy geheel verwerp. Ja. En kyk, daar is so 'n mooi prentjie heel onderaan, daar is Dominee Coetzee se tafel, en sy Bybel, en sy pen, en sy notaboekies, en 'n glas water, en sy stoel, wat leeg is. Tjoe. Maar nou gaan sy stoel weer gevul word. En baie interessant van hierdie Koinonia nuusbrief is hier aan die regterkant daar 'n tydlyn. En dan wys daar 20 Mei 2024. Dit is nou meer as 2 jaar gelede. Dominee Coetzee kry kennis van 'n tugverhoor. Dan 3 dae later, sê dit, sy skorsing /stuiting word aangedui. Stuiting, ken jy daar die woord stuiting? Stuiting, nee, en dis 'n halfe kerklike term, jy word gestuit in jou plig, jy word gestop daar, né? Dan 28 Mei, selfde jaar, tugverhoor sou plaasvind en uitstel word geweier. Dan 30 Mei 2024, hy word skuldig bevind en gedelegitimeer. Soos 10 dae, binne 10 dae. Ja. Jy dink nog, jy is 'n dominee en jy is 'n herder vir jou gemeente, 10 dae en jy is 'n gone, baie, 'n has been, verby, alles klaar. Ja, nee, die regter was glad nie beïndruk daarmee nie. En dan 31 Augustus 24, Wes-Kaap se appel word verwerp. Hy appeleer met inligting van die Wes-Kaap Sinode. Nee, nonsens, tel nie. Dan die einde van die jaar, 7 Desember 24, die Algemene Sinode appel word verwerp. Nee, hulle wil niks hoor nie, niks weet nie. Hulle als reg opgetree, als is perfect, hulle kan niks doen nie. Dan 2 Junie 2026, dit is nou so pas verby, ne? Hof stel tugbesluit, delegitimisasie en appelbesluite tersyde. Tjoe. Alles word daarso van die tafel afgevee en gesê, dit is daarso verkeerd. Dan gaan dit aan en sê, hof aansoek, Here, wees ons genade, op U wag ons, Jesaja 33 vers 2. 'n Hofgebou is op die beste van tye 'n vreemde plek, om daar te sit en te weet, vandag is dit kerk, hulle wat aan die Here behoort. Teen Ecclesia, die gemeente wat deur God uit die wêreld geroep is nog vreemder. So dit is erg, nee, nou sit met jou eie kerk, nee? Ja, Hoe beland aan die arm ontwrigting van hierdie arme dominee. Hoe beland die Sinode in 'n hofsaak teen 'n geroepe Verbi die minister, bedienaar van die goddelike woord? Regter Lou het die dag met humor begin. Sy het gesê, dis elke dominee en regter se droom, 'n vol gebou. Mense daar gesit, kom kyk, kom uit van wat gaan nou aan in hierdie groot hofsaak? Ai. Die advokaat vir die Sinode en ander het sy saak gestel. 'n Prentjie is geskets van 'n Dominee Coetzee, wat uitdagend, in die Engelse woord defiant, opgetree het teen die gesag wat van die ring se kant af oor hom aangestel is. Die advokaat het aangevoer dat Dominee Coetzee ten onregte nie by sy eie tugverhoor teenwoordig was nie. Die Sinode en ander het besweer dat Dominee Coetzee nie agterna regstelling kan vra vir 'n saak waarin hy self geen verdediging aangebied het nie. Die ring was van mening dat die aanklag van skeermakery voldoende motivering was om Dominee Coetzee in sy ampt te stuit of te skors. En het ook aangevoer dat hy ten spyte van sy stuiting voortgegaan het om sy amptspligte uit te voer. Ja, maar dit is wat die kerkraad het gesê, ou broer dominee, jy gaan aan met jou werk hierso. Vergeet die tuglamme, hulle is onreëlmatig, hulle kan nie skors nie, ons sê vir jou gaan aan. Daar is aangevoer dat die dominee se situasie soortgelyk is aan die van 'n prokureur. Elke prokureur of advokaat, aangesien die balierraad na advokate verwys, moet tot die balierraad toegelaat word alvorens hy mag praktiseer. Eweneens moet 'n dominee 'n lisensie, legitimasie
hê om te mag bedien. Hierop het die regter opgemerk dat die twee sake, naamlik die prokureur en die balieraad, glad nie vergelykbaar is met die situasie van 'n dominee en legitimasie nie. Die opdraggewende prokureur vir Dominee Coetzee en die gemeente Karatra Sedgefield was Herman van Rensburg. Die advokaat vir Dominee Coetzee en die gemeente Karatra Sedgefield was advokaat Henry Loods. Hy het die meeste van sy sinne met "Your Ladyship" begin. Hy het van sy learned friend verskil en aangevoer dat Dominee Coetzee nooit opstandig of uitdagend, dis nou defiant in Engels, teenoor die ringvas Knysna was nie. Dominee Coetzee het slegs beswaar gemaak teen die samestelling van die ring se tugliggaam. Hy het gevoel dat sekere lede op die tugliggaam bevooroordeeld was en van die RTL gesuiwer of gerecuseer behoort te word. Dis seker excuse, dis nou 'n Hollandse vertaling tipe ding daarin, né? Dominee Coetzee het ook gevoel dat die 7 dae wat aan hom gegee is om die tugverhoor voor te berei te min was. Hy het 14 dae se voorbereidingstyd gevra. Die kerkraad van die gemeente Karatra Sedgefield het hom boonop opdrag gegee om die Pinksterdienste klaar te maak wat dit vir hom onmoontlik gemaak het om deeglik vir so 'n belangrike en komplekse tugverhoor voor te berei. Advokaat Henry Loods het ook aangevoer dat die ring vooraf eerder opsies soos herderlike sorg en mediasie moes oorweeg en benut het. Ja, opsies van herderlike sorg en mediasie, probeer die situasie nou bespreek en oplos en kyk. Ja. Dit het tydens die verhoor duidelik geword dat daar 'n verskil is tussen 'n ondersoek doen na 'n klag wat ingedien is en die verhoor van 'n aangeklaagde. 'n Ondersoek hoef nie noodwendig op 'n verhoor uit te loop nie. Dominee Coetzee het verskeie skrywes aan die teenparty gerig, waarvan sommige onbeantwoord gebly het. Dan gaan hy aan en sê, regter Lou het gevra waarom die kerkraad van die NG gemeente Karatra Sedgefield nie genader is om deel van die verhoor te wees nie. Dit sou immers sinvol wees, aangesien hulle die werkgewer, in Engels the line manager, van Dominee Coetzee is. Dis eintlik common sense, soos hulle Engels sê, jy moet daardie werkgewer betrek. In 'n uitspraak het regter Lou gesê dat verwag sou word van 'n organisasie soos die kerk, wat gebou is op die beginsels van grace, reconciliation and forgiveness, om eers ander opsies soos mediasie en herderlike sorg te ondersoek, alvorens 'n verhoor belê word. Sy het gesê dat die ringstugliggaam vooraf gesuiwer moes wees van enige lede wat moontlik bevooroordeeld kon wees. Hierdie suiweringsproses of purification het egter nooit plaasgevind nie. Sy het ook bevind dat die ringtugliggaam nie behoorlik gekonstitueer was en aangesien die ring en andere beweer het dat een spesifieke lid slegs as scriba opgetree het. Volgens die regter is hierdie verweer nie korrek nie, aangesien die kerkorde nêrens voorsiening maak vir so 'n reëling nie. Die betrokke lid wat eintlik gesuiwer of recuseer moes word, het boonop alle dokumentasie ontvang wat die situasie regtens onhoudbaar maak. Die regter het gesê dat die gees van die kerkorde sowel as die letter en woord van die kerkorde in ag geneem behoort te word. Daarom moes Dominee Coetzee se redelike versoek toegestaan gewees het. Hy het gevra vir uitstel van die verhoordatum sodat hy redelike tyd mag hê om voor te berei. Die regter het in haar uitspraak verwys na die tripartite agreement. Soos die skrywer dit verstaan, impliseer dit 'n ooreenkoms waarby die leraar, die kerkraad en die breër kerk by betrokke is. Om een party, naamlik die kerkraad, dan uit te sluit uit die verhoor verrigtinge is ondenkbaar. Ja, nee. So. Nou aan die regterkant hierso is al die hoofpunte opgesom daar, belangrike uitsprake. Ek lees ek gou kortliks daar. Nommer 1, die tugverhoor was onbillik. Nommer 2, natuurlike geregtigheid is nie nagekom nie. Nommer 3, kerkorde is nie behoorlik gevolg nie. Nommer 4, Dominee Coetzee se versoek vir uitstel was redelik. Nommer 5, hy het te min tyd gehad om voor te berei. Nommer 6,
die ringstigliggaam moes eers gesuiwer word. Nommer 6, ringstigliggaam was nie behoorlik gekonstitueer nie. Dis nou volgens die kerkorde, né? Kerkraad is verkeerdelik uitgesluit. Mediasie en herdelike sorg moes eers oorweeg word. Dan laastens, tugbesluit, delegitimasie en appelbesluite is tersyde gestel. Dan gaan hy aan het sê, in haar uitspraak het sy bevind dat die ring van Knysna se tugliggaam, as ook die appelliggame van die synode van die Wes-Kaap en die algemene synode in gebreke gebly het, aangesien die beginsels van natuurlike geregtigheid, natural justice, as ook die vereistes van die kerkorde nie nagekom is nie. Sy het daarop gewys dat Dominee Coetzee derentyd aktief betrokke was by sy verdediging en dat sy verzet slegs teen die ongesuiwerde ringstigliggaam gerig was. Die regter het die besluit van die 4de respondent, the Disciplinary Body of Presbytery of Knysna, gedateer 30 Mei 2024, tersyde gestel. Die sanksie van sy delegitimasie is eweneens tersyde gestel. Die regter het die besluit van die Synodical Body of Appeal, Synod of the Dutch Reformed Church of the Western Cape, gedateer 31 Augustus 2024, waarin Dominee Coetzee se appel verwerp is, eweneens tersyde gestel. Ja, erg, né? Sy het ook die besluit van die General Synodical Body for Appeal, gedateer 27 Desember 2024, waar Dominee Coetzee se verdere appel verwerp is, nietig verklaar of tersyde gestel. Die 3de tot die 10de respondente is deur die hof gelas om die koste van die applikant te betaal vir die bring van hierdie hersieningsaansoek. 'n Kostebevel is ook teen die 3de tot die 10de respondente uitgereik vir die koste van 'n vorige dringende aansoek wat deur die kerkraad van die NG gemeente Karatra Sedgefield in belang van Dominee Coetzee gebring is, sodat hy sy dienste as leraar hangende die appelverhore kon hervat. Die datum, nou is dit hier so 'n donker blokkie hier onder, nee? Die datum van 2 Junie 2026 sal myns insiens in die kronieke van die kerk as 'n hartseerdag opgeteken word. Die Here Jesus het ons immers gewaarsku. Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, gaan ten gronde. En 'n huis wat teen homself verdeeld is, stort ineen. Lukas 11 vers 17. Hierdie hofaansoek gaan die meerdere vergaderings van die kerk waarskynlik digby die 5 miljoen rand kos. Kan nie dink wat die kerk alles met hierdie geld kon vermag. Ons kon uitreik na die vloedgetuisterde gebiede vanaf Ceres tot Robertson om in die herstelwerk te help. In plaas daarvan is verhoudings nou vertroebel. En dit ten spyte van die Here Jesus se duidelike opdrag van ons in Matteus 18 vers 15 tot 20. Dan eindig hierdie Koinonia Synode nuusbrief af en sê, die dag het geëindig waar 'n verligte, maar hartseer en stikkende Dominee Coetzee sy vrou gehelp het om die trappe van die Kaapse Hooggeregshof af te stap. Terwyl sy fisies swaar loop, het ek gedink, vandag het die wêreld vir die kerk geleer, soek na genade, mediasie en herdelike sorg, want dit is wat ons van julle vra en verwag. Here, vergewe ons almal, want ons weet nie altyd wat ons aan u breid, die Ecclesia doen nie. Ons bely die kerk behoort aan u. Ons bely u is die hoof van die kerk. Ons bely dat u, en slegs u, die kerk regeer deur u woord en u gees. Here, wees ons genadig. Op u wag ons. Jesaja 33 vers 2. Geskryf deur Dominee Niels de Jager, die Aktuarius NG Synode Goudland en die dominee van die gemeente Vaalrivier. Ja, dis 'n baie goeie opsom hierdie Dominee Niels de Jager. Ons het saam met hom daar so pizza geëet tydens die hofsaak daar so, baie aangename vriendelike man daar, baie goed geskryf. Kijk, daar so is nou die tekening van die hofgebou en al die trappe wat ons daar so moet stap. Ja, soos baie dankie vir hierdie baie goeie nuusbrief van Koinonia Synode, wat almal op hoogte hou van wat aangaan daar. Jong,
hier is nou iets interessants wat daarmee in verband is. Hierdie is nou 'n skrywe van 2 Februarie 2024, waarvan die gemeentelede nou 'n klagte en beswaar het teen hierdie dominee Marius Coetzee. Maar wat my hierso getref het, was een paragraaf hierso, en ek wil dit vir jou lees hierso. Dit is nou regtig my interessant gewees, my getref. Punt 5 hierso, bladsy 2, dit sê, op 29 Januarie 2022 is aan meneer Pieter Leroux van Creation Ministries 'n preekbeurt in aanhalingstekens gegee. Gedurende die diens is lyste rondgestuur om op hulle posthuis te kom en hulle literatuur daaroor te ontvang. Deur die persoon op die kansel toe te laat, maak dominee Coetzee skuldig aan die bekendstelling en bevordering van 'n dwaalleer in die gemeente. Kan jy dit glo? Dit is amper ongeloofwaardig, Wim. Maar kyk wat volg hierso. Die leerstuk creationisme is volgens die kerkorde van die NG Kerk 'n dwaalleer. Sien reglement 2 nog, vertug en vermaning. 5.1 Wes-Kaap KO. Ja, soos volgens hierdie pa wat 'n klagte lê, is creationisme, die leerstuk creationisme, is volgens hulle 'n dwaallering van die NG Kerk. Soos jy moenie in Genesis glo nie. Genesis 1 tot 11 is mos nou metafories. Dis wat die geleerde professore by die kweekskole die arme tokkelokke leer. Dis alles metafories, dis nie feitelik nie. Die wêreld is nie in 6 dae deur die Here geskape nie. Nee, die Here was nie die creator of die skepper nie. Evolusie het alles gebeur. Die Here het daar gesit en toe kyk hoe alles hierso van selwers deur niks ontwikkel as gevolg van evolusie. Ja, kyk, jy kan nie dit glo, nee. So, dit is vir my altyd, ek wil nie, want dit is nou 'n lang storie, as jy hieroor praat, maar ek wonder maar net altyd hoe, en wat tipe God glo hulle, as hulle nie glo in 'n skepper God nie. Ja. Verstaan, want wat is die doel dat God enigstens geplaas oor my lewe, as hy my nie geskep het nie? Ek bestaan maar net, ek soos 'n stukkie hout, of 'n klip, of ek is soos 'n bobbejaan. Verstaan, soos in, wat is God gepla oor my, en die verhouding wat ek met hom het, verstaan hom, as hy my nie geskep het nie. So my punt wat ek wil maak is, hoe kan jy 'n Christen wees en nie glo in die skepping nie? Wat my pla is, is dat jy sulke vrae vra, en hierdie gemeentelede vra nie dieselfde vrae nie. Hulle moet ook daardie vrae vra. Wie het ons geskep daarso? Is ons deur die duiwel geskep? Deur God geskep of wat? Of is ons maar net toevallig hierso beland, 'n toevallige stukkie organiese plasma, of wat het daar gebeur, né? Dan sê hy so, die YouTube van hierdie diens is nog steeds op die gemeente se webblad. Dit handel ook tot 'n groot mate hoe die Bybel gelees moet word. In gesprekke met dominee Coetzee het hy laat blyk dat hy in 'n groot mate saamstem met creationisme. En dit pla nou hulle, en dis nou deel van die beswaar teen hom. Ja, dis nou nie in die hof genoem daar nie, maar ek was nou gewees, net vir ons opname, was ek gewees by hierdie Creation Ministries se kantore. Hulle sê dit so 13 kilometer van hierdie opname lokaal af daar. En ek het 'n klomp DVD's daar gekoop. Op die oomblik het hulle al die DVD's op 'n groot special daar, jy kan dit koop op 'n groot afslag. Dus ek een van elk van alles gekoop daar. Sure. Want jy kan dit baie gebruik, met vrug gebruik, met apologetiese aanbiedinge. Ja. Wie is God? Hoekom is God? Waar kom hy vandaan? Het hy geskape? Kan jy in God glo? Kan jy in 'n sesde skepping glo? Al daardie video's pragtig. So ons gaan nou in sommer se Wes daar 'n hele apologetika groepe begin en een keer 'n maand die video's toon daar so. Ja, ek dink dit is 'n interessante tussenwerksel daar so. Dit is nou 'n prentjie. Ja. Dit sê so, dit maak seer om te sê, die NG Kerk is in 'n krisis.
Herken jy daardie prentjie? Daardie, Die persoon lyk baie bekend. hy so in die lokaal, by die tafel het ons gesit en opname maak met hom daar so, né? Jy gaan die kerk soos 40 jaar gelede weer skeer, vra Prof Hofmeyer. En hierso skryf hy: Dit is met baie groot pyn dat ek hierdie skrywer rig. Die NG Kerk is immers van kindsbeen af my geestelike moeder. Ek was tot nou byna 80 jaar sedert my doop in 1947 al die jare in hierdie kerk betrokke. Op grond van my opvoeding en verdere invloede van sekere invloedryke figure in my lewe, het ek 'n hekel aan dit wat verkeerd is. Op die voetspoor van figure soos die groot denker N.P. van Wyk Louw en 3 teoloë, naamlik Ben Marais, Johan Heinz en Willie Jonker, voel ek my geroepe om op 'n beskeie wyse 'n profetiese rol te vervul. Ek besef dat ek my kop hiermee ver uitsteek, maar my versigtinge bly maar steeds dat, as ons volk en kerk beter ook in die verlede na ons profete geluister het, dan was ons land en ons kerk baie pyn gespaar. Prof Marais het immers reeds in 1948 gesê dat die Bybel nie die fundament van apartheid kan wees nie. Dis 'n baie belangrike Ja, punt. In 'n loyaal kritiese gesindheid dus is daar bepaalde gebreke in die NG Kerk mondering wat my tans baie intens pla en waaroor selfondersoek, terugbeskouing en skuldbelydenis en versoening gedoen moet word. Eerstens, daar is tans op verskillende plekke en in gemeentes in die land wêreldse hofsaake teen predikante onder oorweging of reeds aan die gang, om hulle hul amptsbevoegdheid te ontneem. Die afgelope week is hieromtrent 'n keerpunt en historiese uitspraak in die Hooggeregshof in Kaapstad gelewer en het die kerkstrukture 'n baie gevoelige bloedneus gekry. Die uitspraak met kortliks behels dat alle versoeke van Dominee M. Coetzee, die predikant van Cecil Karatara, wat op grond van beweerde skeermakery sy amptsbevoegdheid deur die toedoen van die Kaapse Synode verloor het, toegestaan word en dat hy met onmiddellike ingang in sy ampt herstel is. Die regter het ernstige besware geopper oor die aanmatigende, onchristelike, onwettige en liefdelose optrede van die NG Kerkstrukture, as ook die taakspan vir kerkreg se miskenning op verskeie punte van sy eie kerkorde. Die regter het ook 'n kostebevel teen die NG Kerkstrukture gemaak. Durf die kerk hierdie pad te gevolg het in plaas van die kerklike weg en durf die dankofferbydraes van getroue lidmate hiervoor aangewend te word, kan die houding van die kerk dat ons julle in die wêreldse hof sien enigsins goed gepraat word? Dis 'n baie belangrike punt. ja, dit is hierdie professor Hof is 'n diep denker daar, so dis baie belangrike punte wat hy daar maak. En dis hoekom dit so hartseer is, né? Ja. Dit is nie hoe dit moes gewees het. Tragies, skokkend, dis tragies en skokkend. Dit is wyd bekend dat daar verskillende faksies in die NG Kerk bestaan, naamlik 'n vrysinnige, humanistiese en gebalanseerde evangelies gereformeerde en 'n ortodokse gereformeerde rigting. Die faksies of modaliteite laat 'n mens dink aan dit wat byvoorbeeld ook in die ANC bestaan. Maar intussen versprei die indruk al breër dat die NG Kerk veral deur 'n groepering en agenda aan die linkerkant van die spektrum met verskillende sosiale en mode georiënteerde kwessies gedryf word. Ironies is dat die groot wagwoord in die NG Kerk liefde is, maar daar word nie oral genoeg daarvan beoefen nie. Die groot kuns met 'n meervoud van strominge en faksies, soos ook in die protestantse kerke in Nederland, is om vir mekaar die maksimale ruimte vir harmonie en versoening te realiseer. Daar is egter reeds oor 'n dekade of meer 'n spesifieke halstarrigheid, maar ook 'n onwilligheid by die NG Kerk om tot versoening met sy verskillende faksies oftewel modaliteite te kom. Die NG Kerk is dus 'n kerk wat in sigself diep verdeeld is en hy loop die risiko om binnekort nog verder te skeer. My pogings in gesprekke met die voorsitter van die Algemene Synodale Moderamen in die afgelope meer as 24 maande het byvoorbeeld op geen versoening uitgeloop nie, bloot verdere verdagmaking en baie verskonings. Ja, Dis baie hartseer, né? baie hartseer. Dan derdens, intussen is daar in die laaste 2 weke 'n gesprek tussen die NG Kerk en die Verenigde Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika gevoer oor groter eenheid en versoening. Dit is alles lofwaardig,
Maar my vraag is of 'n instelling soos die NG Kerk, wat in sigself verdeeld is, dit durf waag om uit 'n verdeelde huis versoening met ander na te streef. Die vraag oor die eerbaarheid van hierdie uitreiking moet dus ook gevra word. Die skynbare slotsom van die gesprek was bloot dat die gesprek voortgesit sal word. En dan vierdens, verder is dit ook oorbekend dat die NG Synode van Namibië as ook verskillende gemeentes binnelands op 20 Maart 2025 hulle bande met die NG Kerk gebreek het, veral weens teologiese eensydighede. Skynbaar is die leierskorp van die NG Kerk grootliks onaangeroer daardeur. Skep ons dan nou 'n behaal in die verdeeldheid en skering? Dit lyk my so. Die enigste oplossing vir hierdie probleme is 'n geleë daarin dat die Algemene Synode in sy huidige vorm ontbind word en 'n federale raad van die NG Kerk Synodes, binne en buitelands, soos voor 1962 omvorm word. Dan vyftens, in Augustus 2026 vind daar 'n reuse predikantsbyeenkoms vir 5 dae by Goudini in die Weskaap plaas. Dit is nog synodesitting, nog werksessie, nog teologiese beraad. Vrae kan gevra word of dit regtig nodig is vir 5 dae bymekaar te kom en of dit dalk meer van 'n poging tot 'n gedwonge en valse eenheidsvorming kan wees, terwyl daar eintlik geen eenheid in die kerk is nie. Die skatting is dat die geleentheid tesame met reissubsidies soveel as 4 miljoen rand kan beloop. Is dit regtig geregverdig om sulke astronomiese bydrae uit dankoffergelde aan so 'n geleentheid te bestee, eerder as om tot selfondersoek, terugskouing, versoening en hereniging by so 'n geleentheid te kom? Ten slotte, dit is dus tye van hartseer en krisis vir die NG Kerk. Gaan die kerk soos 40 jaar gelede met die totstandkoming van die APK weer volledig skeer? Of gaan die kerk wakker skrik voordat hy dreig om al hoe dieper in die moeilikheid te beland? Baie belangrike punte wat aangehaal is. Ja, Ons hoop maar die regte mense lees hierdie raak en doen gaan maar dit die enig verskil introspeksie. maak. Ja. Ai nee, sjoe. Hierso is nou in die kerkbode, ek het gewonder hoe gaan die NG Kerk meerdere vergaderinge nou op hierdie hofuitspraak reageer. Dis nou die tugliggaam en die Synode van Weskaap en die Algemene Synode en al daar. Wel, hier is nou 'n reaksie, die enigste een wat tot datum hierso verskyn het, en die opskrif daar is: Hooggeregshof stel tugsaak teen Marius Coetzee tersyde. Nuwe ondersoek gelas. Dis deur Henri Joubert. En het sê so, dominee Henri Joubert, predikant van Gansbaai en aktuarius van Synode van Weskaap, lewer namens die moderatuur van die Synode van Weskaapland verslag oor die Coetzee saak, soos op 2 Junie 2020 aan die Kaapse Hooggeregshof afgehandel. En dan het hy so 1, 2, 3 punte kortliks. En ek het nou gewonder, gaan hierdie kerkvergaderings nou verskoning aanteken, en selfs jammer, hulle het fouteer, hulle het nie die kerkorde gevolg nie, hulle is jammer vir die pyn en lyding, jammer, hulle het nie die gemeente en die kerkraad betrek nie, hulle sal dit nie weer doen nie, jy weet, of wat. Nou kyk, hy die 3 puntjies wat hy sê. Hy sê die applikant dominee MX Coetzee, as ook die kerkraad van Karatra gemeente, het die uitspraak en die tughandeling van die Ring van Nyasna op hersiening na die Hooggeregshof geneem. Die Ring van Nyasna, die ringstugliggaam, die Synode van Weskaapland en die Algemene Synode, as ook hulle onderskeie appelliggame, is as respondente gelys aan hierdie hersieningsaansoek. Ja, dit weet ons almal mos nou. Punt 2. Die hof het dominee Coetzee se aansoek op prosedurele gronde toegestaan en die besluit van die Ring van Nyasna, as ook die bevindings van die 2 appelliggame tersyde gestel. Ok, dit weet ons nou ook. Punt 3. Die hof het verder bepaal dat die klag van skeurmakery teen dominee Coetzee de novo, dit beteken opnuut, deur 'n nuwe ringstugliggaam ondersoek moet word. Punt 4.
Die hof het 'n kostebevel teen die respondente toegestaan. Dus hy het nou maar net opsomming gegee. Geen verskoning, geen Ek wag jammer. nog vir die volgende punt, oom. Ja, Waar is die volgende punte? daar is nie. Ja, dis skrikwekkend. Is geen jammerte, geen berou. Ek bedoel, kyk na die Bybel en kyk na Dawid, né? Toe hy daar gesondig het, daar 'n profeet gekom en hom gesê, jy het fouteer. Hierso sê die regter dit. Jy het fouteer. En wat sê die gesagvoerders? Wat daar moet respondeer. En sê, nee, wat hier is die feitjies klaar, vriends en klaar, né? Sjoe. Maar, kyk nou, hier is nou interessant. Hier is nou 'n brief geskrywe van die prokureur Herman van Rensburg en hy skryf hierso, hy skryf nou aan daardie Henry Joubert in reaksie op daardie kort bruggie daarso. Hy sê, Dear Reverend Joubert, misleading/incorrect post on kerkbode dated 5 June 2026. Hooggeregshof stel tugsaak teen Marius Coetzee tersyde. Nuwe ondersoek gelas, wat ons nou net daar gelees het. Nou sê, we refer to the above-mentioned publication and confirm that we act on behalf of Reverend M.X. Coetzee as well as the Church Council of the Dutch Reformed Church of Karatra, Sedgefield. It has come to your client's attention that the aforesaid post, and in particular point 3 thereof, creates the impression that the Presbytery of Knysna is obliged, in terms of a court order, to proceed with disciplinary action against our client on the charge of skeermakerij. With respect, this interpretation is not supported by the wording of the court order, which makes no specific reference to the said charge. The relevant portion of the order provides as follows. En dit is nou deel van die hofuitspraak wat die regter daar gesê het. The matter is remitted to a new presbytery disciplinary body. Dis nou 'n ringtugliggaam of the Dutch Reformed Church to be convened and constituted in accordance with the church order and regulations. For the de novo investigation of the complaint submitted in respect of the applicant and, if warranted, to hold a formal disciplinary hearing. We gaan aan het sê, so for the sake of clarity, a de novo investigation entails a completely fresh and independent reconsideration of the matter from the beginning, without reliance upon or deference to any previous findings. Furthermore, the phrase, if warranted, expressly contemplates that a newly constituted disciplinary body must first investigate and assess the complaints afresh before determining whether a formal disciplinary hearing is justified. En hulle was heeltemal verkeerd om. Ja, hulle dink dan outomaties, die hof het nou gesê, hulle moet het gaan doen, sê nee, gaan ondersoek eers en besluit dan, is dit geregverdig om het verder te neem of nie, afhangende van die feite tot julle beskikking. En dan moet die beswaarmakende gemeentelede kom, hulle name gee, hulle besware gee ensovoorts, en die helfte gaan omdat sê, nee, ons wil nie betrokke raak, nee, ons was onder wanindruk of wat, veral na die hofuitspraak. The court order therefore does not direct that any particular charge, including the charge of skeermakerij, must proceed to disciplinary hearing. Rather, it requires a new investigation to determine whether any disciplinary process is warranted at all. Any interpretation suggesting that the court has already determined that the disciplinary hearing must proceed on a specific charge is inconsistent with the wording of the order. Baie belangrike punt, né? Sure. Jy sien, daaroor het 'n hele paar van ons, en ek ook, het circulaires geskrywe en daardie verslag, en daardie Koinonia Synode, daaroor het die skrywer bietjie gekwalifiseer, sê, soos wat ons het dan verstaan, want ons het nog nie die skriftelike uitspraak in ons hande gehad nie. Maar nou is dit daar. En jy moet dit mooi lees, wat sê hulle presies dan, en as jy dit het, dan moet jy versigtig wees wat jy sê daar so. Nou gaan die skrywer aan en sê, furthermore, your report does not accurately reflect the costs orders granted by the court. For completeness,
the order provides as follows. Number 1, that the 3rd to 10th respondents are ordered, jointly and severally, the one paying the others, to be absolved, to pay the applicant's costs of the review application, including the costs of 2 counsel who were so employed on the High Court Scale C. Point 2. The 3rd to 10th respondents are ordered, jointly and severally, the one paying the others to be absolved, to pay the applicant's costs of the urgent interdict application, case number 225-112215, such costs to include the costs of 2 counsel who were so employed on the High Court Scale C, which costs are costs in the course of this review application. In the interest of transparency, we attach a copy of the court order for your consideration. It is our view that the current publication is capable of misleading readers regarding both the effect of the judgment and the outcome of our client's application. Jy sien hierdie dominee, Henry Barrett het nou mooi probeer daar so, wat sê hulle, wit smeer of swart smeer of wat daar so, mooi probeer polish, laat dit nou nie so lyk wat eintlik die ernstig van die saak gebeur het nie, né? We accordingly request that the publication be corrected to accurately reflect the contents of the court order and the cost orders granted by the court. Our clients reserve all their rights in this regard. Yours faithfully, Uitsy van Rensburg. Soos nou het hy nou gesê, die kerkbode moet nou daai ding regstel, spesifiek dominee Henry Joubert. Nou wag ons almal om te sien, wat gaan nou gebeur, wat gaan hulle doen? Gaan hulle net ignoreer of net so kort noodlik insit, ons is bewus dat ons het daardie verkeerd interpreteer of wat. Onskuldig, onskuld, so hulle voel is maak nie saak eintlik nie. Ai nee, ja. Jong, hier staan nog skrywers oor die saak en hierso is die hofuitspraak, as van die kykers is wat die hele hofuitspraak vraag wil hê, ons kan dit vir die e-pos, of ons kan dit vir die WhatsApp kontak my WhatsApp nommer is daar op die skerm gewees, en dan kan ons hier vir die steen, kan die self lees, wat precies het die regter gesê, baie sterk uitspraak, en sommer hele paar dwarsklappe teenoor die meerdere vergaderinge van die NG Kerk. Hierdie is eintlik 'n wonderwerk. Bestudeer het natuurlik, die beginsels hier is van toepassing op alle kerke. En die kerke moet by hulle eie kerklike reglemente en kerkorders hou. En as hulle dit ignoreer, dan kan van die respondente, die dominees of gemeentes, dit terugvat. En hier is nou 'n riglyn, wees versigtig wat 'n mens doen. En 'n kerkgenootskap moet sy dominees en predikante en priesters genadiglik behandel en bespreek en onderhandel. Ja, as hulle fouteer, vat hulle vas ensovoorts daarso, maar as dit nie... En dan word dit gedisciplineer, Ja. word gepraat en sê, luister, so, dit is soos met 'n normale werk. Ja. As jy iemand het wat werk in jou besigheid, Ja. en hulle doen iets wat nie reg is nie, dan gaan jy na hulle toe, jy gaan praat met hulle, en dan hopelik stel hulle dit reg, en dan doen hulle dit nie weer nie, verstaan? Maar jy kom nie dan die persoon sê, okay, baba, jy... Maar af, jy is nou geskors, jy is nou... Verstaan, en sê, die persoon CCMA toe gaan, jy gaan definitief die saak verloor. Ja. As 'n werkgewer of as die Nee, hulle wil nie op hom skors, hulle wil nie, hy moet... So, maar daar kan jy baie duidelik sien as jy deur hierdie gaan wat ons nou alles vandag gelees het, dat hulle van die begin af is dit wat hulle wou gedoen het. Hulle wou ontslae geraak het van hom. Hulle wou nie deur die regterprosesse gegaan het. En die regter sê dit hier soos... Ja, dis haar eie woorde. It appears that they were sick, nee, hulle wou hom definitely van die pad kry. Jong, kyk waar staan ons tyd daar. So, ons sal volgende week nog 'n bietjie verder gaan met verdere brugte en skrywers oor hierdie baie interessante verhaal hier. Ons sê vir kykers totsiens, tot volgende week. Mag die Here u verder seën.